Het jy al ooit gewonder wat die verband is tussen die sonuitbarstings en die aurora wat ons hierdie week in Suid-Afrika gesien het? So as jy die nuus dopgehou het, het jy seker gesien dat die 18de Januarie, Sondag wat nou net verby is, was daar 'n massiewe X-klas sonvakkel wat ontplof het op die son. Nou hierdie sonvakkel was nogal spesiaal, want dit was in die rigting van die aarde. Hierdie sonvakkel het ook aanleiding gegee tot wat ons noem 'n korona-uitbarsting. En dit is 'n groot bal plasma met sy eie magneetveld wat weggebreek het van die son af en was op pad na die aarde toe en het toe nou die aarde 'n dag of wat later bereik. Nou wanneer hierdie sondeeltjies die aarde bereik, dan vang die aarde se magneetveld daardie deeltjies op en van hulle gaan na die noordpool toe en van hulle gaan na die suidpool toe en dit hang nou maar baie af van die teken van elke deeltjie, positief of negatief. Wanneer daardie deeltjies deur die aarde se atmosfeer boor, dan gee dit lig af en daardie lig is wat ons die aurora noem of die suiderligte, soos wat dit nou bekend staan in die suidelike halfrond. En die kleur van die aurora kan partykeer groen, blou of rooi wees. In Suid-Afrika het ons meer die rooi kleure waargeneem, juis as gevolg van die hoë intensiteit, die hoë energiedeeltjies wat gepaard gegaan het met hierdie uitbarsting. Gewoonlik kan 'n mens net hierdie aurora naby aan die suidpool sien, maar as gevolg van die feit dat hierdie uitbarsting baie groot was, groter as wat ons al onlangs in die verlede gesien het, en dit was reguit afgepyl op die aarde, het ons daardie aurora in groot dele van Suid-Afrika gesien. So, daardie is die verband tussen 'n sonuitbarsting, deeltjies op die son, wat dit tot by die aarde maak, en dan vir ons die aurora maak.